Jesus is waardig, Here. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, you holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy. Terwyl staan en voor ons die woord bedien. Die liedjie wat sê, touching Jesus is all that matters. Wat ook al jou idee is in jou gedagtes vanoggend in jou hart aan die gang is. Die enigste deurbraak in menslewe is to touch Jesus. That's all that matters. Terwyl jy vanoggend staan voor ons gaan sit, wil ek jou oë toemaak. Jy in jou hart, uit jou gees het sê, U is my Here, my verlosser. U is my redder, my saligmaker. U is een wat my voorspoed gee. Touching Jesus. Even as jy siek voel vandag, dalk 'n pyn iewers het, touching Jesus, 'n vrou het gekom van 12 jaar bloedvloeiing en net in sy kleed geraak is onmiddellik gesond. Touching Jesus is all that matters. Wil jy vanoggend uitreik en sê, I just want to touch you. Feel your healing power flow through my body, healing me, make me whole again. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord God Almighty. Moet nie haastig wees, ons met God het nie met 'n mens. You want to touch you. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy, holy, Holy holy. are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy, blessed holy Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Thank you. Your presence in our midst. And we in your presence. U teenwoordigheid. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Baie dankie. Was dankie Louis en die musikante en voorsangers. Ons het 'n fantastiese naweek gehad. Ons pastoor het ons bedien en daar het mooi goed gebeur die naweek, mooi woord uitgekom, mooi dinge het gebeur. Daar's twee goed net wat ek nou gaan uithaal daarin en met u deel.
En wat interessant is, vanoggend, as julle, wie van julle het manna, hierdie manna wat jy in die oggend stuur hulle vir jou op WhatsApp manna, en as jy daarna geluister het en Ina daar gepraat, juis oor van die goede. En wanneer ons na hierdie goed luister, en Tron het iets aangehaal wat my gegryp het, party mense gebruik die woord voorspoed, wat is dit in Engels? Prosperity, as 'n vloekwoord. Nee jong, daai klompers van die prosperity, bly van hulle al weg. En tot vandag toe het ek eintlik nog nooit iemand ontmoet wat nie wil prosper nie. Het jy al iemand ontmoet wat graag nie wil prosper nie? Wat nie wil vorentoe gaan nie? En Tron het vinnig daaroor gesels en ek luister na Ina vanoggend. En dan kom ek onder die idee dat ons baie keer misverstand het en name goed toevoeg aan goed ons niks verstaan nie. Maar as ek lees in Psalm 118, maak 'n mooi woord, en hy sê vers 22, maak my oop 118:22 asseblief hoor. Hy sê die steen wat die bouers verwerp het, 'n hoeksteen geword. Dit het van die Here gekom en dis wonderbaar in ons oë. Maar voor ek verder gaan, wil ek jy moet so lank hak aan 'n woord wat sê hoeksteen. Is dit reg? Sê gou sê net saam met my hoeksteen. Hierdie een het die bouers verwerp. Hy sê maar in vers 23, dit het van die Here gekom. Dit is wonderbaar in ons oë. Dis die dag wat die Here gemaak het, laat ons daaroor juig en bly wees. Dan sê hierdie ding in vers 25, ag Here, gee tog heil. Ag Here, gee tog voorspoed. Ek wil dit, kan nie omdag sagter sit of iets wat hier gebeur in my oor wat skeef is. Ag Here, gee tog heil. Ag Here, gee tog voorspoed. So wanneer ek en jy hierdie Psalm lees, en ons kom by daai vers, dan sien ons dat voorspoed is nie 'n slegte ding nie. Dis 'n goeie ding. Maar as jy sien die hele storie begin by die hoeksteen wat sou kom, en die hoeksteen wys na Jesus Christus, en wanneer hy gekom het, dan sê hy, maak hierdie gebed, Here, gee tog voorspoed. So ek wil vanoggend hê dat u moet weet, en dis wat u nou ook gesê het, hoe meer van Jesus jy in jou het, hoe meer voorspoed het jy. Want hy self het gekom en gesê, hy het self gekom en hierdie ding gesê, en hy sê, die dief kom om te slag en te steel en te verwoes, hy sê, maar ek het gekom, dat jy kan lewe hê en oorvloed. Dis hoekom hy gekom het. En ek weet dat deur jare vreeslik goed gepreek, dat jou heilig maak as jy arm is, maar armoede maak jou nie heilig nie, het niks daarmee uit te maak nie. Die enigste heiligmaking wat jy het, is jou verhouding met Jesus Christus. En wanneer ek in Christus is daar voorspoed in my, voorspoed op alle vlakke van my lewe. Baie keer dink ou net finansies, maar dank God ook in finansies. Wie haat dit om voorspoedig te wees in jou finansies? Enig iemand? Is iemand dankbaar as jy voorspoedig in jou finansies? Enig iemand? As 'n klomp wat nogal saam met kan stem. So, selfs daar, maar ons is in alle vlakke van die lewe, alle vlakke van die samelewing. Eintlik praat dit van heerskappy, en dis ook volgens aangehaal het. Hierdie voorspoed is in die heerskappy, wat ons heers, en hy het ons aangestel as heersers op aarde. Hy het ons aangestel om te heers oor al omstandighede. En hy wil vanoggend hê ek en jy moet weet, dit is in sy hart om jou voorspoedig te maak. Wie van u weet dat die woord seën kan beteken om jou voorspoedig te maak? As ek jou seën in die naam van die Here, beteken voorspoed, deurbraak, heerlikheid. En dis hoekom Paulus skryf. En hy sê vir ons, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Wat ons geseën het met al die geestelike seëninge wat daar in die hemel in Christus is.
Hy sê alles, whatever. Daar's goed wat jy nie eens kan dink nie, wat jy nie eens weet nie. Wat jy nog nooit iemand vir jou gepreek het of kon vertel nie. Dis te groot, maar al daardie goed is ons mee geseën. Goed wat jy nooit gesien of gehoor of beleef het of in jou hart opgekom het nie. God het jou geseën. Is there for the taking. Is dit vir die kerk om hierdie ander skewe goed wat ons glo agter te laat en te glo hy is die koning van die konings, die Here van die leerskare. En ons is deel van sy koninkryk. So vanoggend wil ek hê, as mense hierdie gemeente is 'n voorspoedgemeente. Amen, dis die waarheid. Alles 'n prosperity gemeente. Amen. Indien jy nie wil prosper nie, indien jy in voorspoed van God wil leef en in sy voorsienende almag wil leef nie, daar's 'n baie ander kerk om uit te kies. Wat jou sal vat in armoede en verder, maar as jy op hom vertrou, hy is in staat om vir jou groot en heerlike dinge te doen. Die oomblik jy siek is en die Here raak jou aan en jy word gesond. Wie weet dis voorspoed? Laat ek nou vra, wie van julle wat hier sit, het ons al voor gebid en het die Here gesond gemaak? Steek gou julle hande op. Hou daar, ons het jy so praat sang op. Tom, ons staan gou hierso. So hou julle hande daar. Nee. Ons het 'n klomp, die klomp wat jy altyd vertel nie. Ja. Dankie. Dit is voorspoed wat na jou toe gekom het. So ek wil vanoggend hê en weet ons is agter die Here aan. By hom is lewe. By hom is oorvloed, by hom is heerlikheid. By hom is daar krag, daar is hoop. Daar's wysheid, daar's insig, daar's kennis. Daar's heiligheid, daar's ons is geregtigheid, sy geregtigheid is ons geregtigheid. Weet jy, dit is so groot dat die skrif sê dat God het hom, Jesus wat geen sonde geken het nie, sonde gemaak. Hy sê sodat die geregtigheid van God na ons toe kan kom. Wie van julle weet dis voorspoed? En jy moet verstaan, is nie sommer 'n woord, jy moet dink wat ek sê. Hy sê dis die geregtigheid van God. As righteous as he is, I am. Because it's his righteousness. So sy geregtigheid is aan my toegesê word. En dit bring my uit 'n plek waar ek nie weet waar ek is, in 'n plek waar ek weet waar ek is, in die teenwoordigheid van God. Nie op grond van my werke nie, maar op grond wat hy vir my gedoen het. Amen. Kijk, dit is hoekom ons altyd praat. Die klaarwerk van die kruis. Daai klaarwerk bring my in 'n plek in wat ek nooit aan gedink het nie. Sy goedheid tel my op en bring my in die heerlikheid in wat ek nog nooit voorheen in gedagte gehad het nie. Hy kom hierso in ek wil weer net weer lees Psalm 118:22 asseblief. Kom hy en hy sê vir ons weer die steen wat die bouers verwerp het. Die te hoeksteen geword. En dit uit hierdie hoeksteen uit wat ons vanoggend al hierdie goed belewe. Uit hierdie hoeksteen uit wat ons vergifnis kry, vryspraak kry, uit hierdie hoeksteen wat ons genesing kry, as uit hierdie hoeksteen wat ons prosper, as uit hierdie hoeksteen wat ons die ewige lewe kry, wat ewe alles daar is, kry ons uit hierdie hoeksteen uit. Maar nou kom hy in vers 22 en hy praat van hierdie hoeksteen wat die bouers verwerp het. En dan verwys hy na Israel, hy verwys na hulle manier van aanbidding en hulle godsdienstige rituele en dinge. En toe Jesus kom wat hulle hom verwerp het, toe hulle hom verwerp, hy sê, maar hierdie hoeksteen wat hulle verwerp het, of hierdie steen wat hulle verwerp het 'n hoeksteen geword. Nou 'n hoeksteen en Tron het gister ook daaroor gesels met ons, is 'n groot, sterk steen. Wat iewers op in 'n gebou se hoek begin. En is interessant altyd by die hoek. Ek kyk nou daar waar ek bly, is daar baie bouery aan die gang en ek het nog nooit gesien wat hulle begin bou sommer in die middel van die muur nie. Hulle begin altyd op 'n hoek, die goede op te sit, die lyne in te sit, die regte hoek te kry, dat hulle kan verder gaan. So is belangrik hiervandaan wat jy bou, dat dit hier reg is. Is dit reg so? Ja.
As jy hier skeef is, dan is die einde daai kan skeef. Ek ken nie die storie, maar ek dink as jy so 10 centimeters hier uit is, is jy 1 meter uit aan die ander kant. Weet? Jy sê, ag, dis nie so erg nie, maar pas op daar waar jy eindig, gaan dit baie erg wees. So hier moet dit reg wees. En hier moet en hulle daar 'n spesifieke hoeksteen wees wat ons nie meer gebruik nie, maar dis 'n groot klip, 'n sterk vierkantige klip wat mooi afgewerk is, maar is sterk, hy's kragtig, hy word neergesit. Hy sê hierdie hoeksteen sê wat gebeur met die lyne af. Hy sê wat gebeur boontoe. Hy is in staat om al hierdie gewig te dra. Hy's verskriklik nodig en ek en jy is in 'n gebou van God. Ons is, Petrus sê, lewende stene wat ingebou is in hierdie tempel, hierdie lewende tempel. Hy sê, maar van hierdie lewende tempel is Christus die hoeksteen. So ons hele opkoms, ons hele lewe kom van hierdie steen af. Hierdie steen rig ons lewe. Hierdie steen gee vir ons hoop. Hierdie steen sê alles sal oukei wees. En dis wat Tron vir ons gister sê, toe hy sê, is dit so pragtig, as hy sê, hierdie steen kan nie breek nie. Hierdie steen kan nie stuk en gaan nie. Hy's vas, hy's sterk, hy's groot, hy's in staat om al die las te dra, hy's in staat om die rigting te gee, maar hy self is nie moontlik om te breek, om stukkend te gaan nie. En dan sê Tron ons gister vir ons, hy sê, en ons is op hom gebou. Wat sê? Ek en jy gaan nie breek nie. Ons gaan nie stukkend nie. Ons gaan nie val nie. Ons is op die regte pad. Ons is besig met die regte dinge. Ons is besig met die Almagtige. Ons kom uit hom gebou, verskillende lewende stene, en is onmoontlik dat daardie rots kan breek. En dan wil ek vanoggend vir julle sê, kerk, wanneer jy vanoggend weet, jy's gebou op Christus, moet dit vir jou hoop gee wat skrikwekkend is. Ek sit gister buite in 2 woorde, die een is skrikwekkend en die ander is vreeslik. en ek sê, oor die goed, ek bid nou, terwyl ek bid, aan my gebed sê ek die goed, maar vreeslik en skrikwekkend, wil ek tegen dan sê ek tegen, en het klink nie of het by mekaar uitkom nie, maar sê ek, die Here is vreeslik goed, jy weet, of hy skrikwekkend goed, wie het al daarvan gehoor? Maar hy is verskriklik groot, en al sy almag, en al sy genade, ek weet, hy het daar is 'n woord wat sê, outrageous grace, outrageous love, hy is outrageous, is bo natuurlike goed, dit kom van 'n persoon wat die hemel, die aarde, die ster, alles wat jy sien gemaak het, hy het tot stand gebring, en hierdie persoon is so groot, hy is verskriklik, vreeslik, massief, groot in krag en in heerlikheid, want dis die persoon wat gekom het en hy sy lewe vir ons kom gee, sodat elkeen wat nou in hom glo, nie verlore sal gaan nie. Elkeen wat op hierdie hoeksteen gebou is, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Wie van julle is op die hoeksteen gebou, ek sien? Hou, vinnig. As jou hand opsteek, wil ek vir jou sê en profeteer, jy het die ewige lewe. Het kan nie vernietig word nie. Jy kom met hom uit. Hy het vir jou 'n verskriklike, vreeslike liefde. En vergewe my as hy woord gebruik, maar dit is 'n verskriklike en 'n vreeslike genade en 'n barmhartigheid. Daar is so goed by hom wat jou verstand te bowe gaan. Jy weet, toe hy daar was, die Here Jesus, en Johannes sê dit, Johannes 1 hoofstuk, alles wat ontstaan het deur Jesus gekom. En niks wat ontstaan het sonder hom gebeur nie. So alles het deur hom gekom, hy wat die hoeksteen is. Alles het hierom ontstaan, die hele groot heelal, wat hy in stand hou deur sy woord. Jou lewe wat hy in stand hou deur sy woord. Ek wil net vanoggend jou oordra, dat jy kan weet, jy hoef nie te vrees nie. Jy hoef nie angsbevange te wees nie, waar jy ook al vandag in jou lewe is. Finansieel. En van ons ouer mense veral, en wat ek nou ook in daai klas val. Maar dit bring jou, weet, veral jy ouer, wat gebeur môre, jy weet,
Gaan daar geld wees, gaan daar finansies wees, gaan daar blyplek wees, gaan daar gesondheid wees. Wat gaan daar, en as jy kyk in ons land, in omstandighede, dan durf jy nie siek word nie. Jy het groot moeilik as jy siek word, want hulle kan jy regtig help nie. Jy sien al hierdie goede, en dit bekommer jou. Jy dink aan jou kinders, en jy sien wat gebeur, en al die wette en die dinge, en jy is geworried en bekommerd oor hulle. Jy kyk na stelsels wat vou en mekaar stort en nie op bene kan bring nie, want hulle is nie gebou op God nie, hulle is gebou op die duiwel en sand en mense se dinge. Het niks met God uit te waai nie. Dit val, dit is nie gebou op die woord nie. Die Here Jesus het gesê, as julle my woord hoor en dit doen, is jy soos iemand wat jou huis bou op 'n vaste rots. As jy die storms kom, en die winde kom, en alles kom, as jy met daai plek bly staan. Die goed wat vou is die wat nie gebou is op die rots nie. Wat nie gebou is op hierdie vaste steen nie. En vanoggend, jy dalk siek, is jy nie so gesond nie. En baie keer is daar siektes en as veral as ouer word. Maar ook by jonger mense. As jy hy woord hoor, dan is dit 'n probleem. Dinge gebeur en ek weet nie wat jou lewe in die gang is nie. Partykeer by jou kinders en jou kleinkinders gaan dit nie meer goed nie. Party is verslaaf van verskillende dinge. Daar's dinge wat nie goed gaan nie, maar ek wil net hê vanoggend ek wil hê na al daardie goed wat daar is, wil ek nie ontken nie, maar wat ek wel wil vir jou sê, as jy gebou is op die rots, as jy weet jy is op hierdie vaste hoeksteen, onbreekbare hoeksteen. God is besig om te bou. Nou wil ek jy moet weet, jy hoef nie te vrees nie. Jy hoef nie angst te hê nie. Ek wil ook vir jou vra, raak kalm en rustig en jy moet sê, God is in beheer. Hierdie hoeksteen sê van die begin af, wat gaan waarheen? Hierdie hoeksteen sê, ek is vergewe. So ek kan vanoggend vir jou sê, ons gaan net toe aan die tafel, en ons gaan eet en drink hier, maar ek wil hê jy moet weet, jy is vergewe. Hy sê, deur sy wonde is jy gesond. En vanoggend wil ek jou roep, dat jy begin glo, as jy kan glo dat jy vergewe is, moet jy kan glo dat God jou gesond maak. Wie is nog hierso? Ek staan nou 'n bietjie op daai stil en ek moes nou al aangegaan het, maar hou se gee my so 'n bietjie tyd. As jy kan vergewe, glo jy's vergewe, moet jy kan glo met dieselfde geloof, ek is gesond. So waar jy in jou liggaam is vandag, jou familie dalk is, wil jy vandag jou vertroue terugsit op die regte plek, op hierdie hoeksteen, op hierdie rots, onbreekbaar, onkreukbaar, vir ewig die waarheid, wat sê hy, deur my wonde is jy genees. Hierdie selfde een, wat kom ek in jou vergewe en vrygespreek, sê, jy is so. Wil jy vanoggend hier sit, voor ek aangaan, en die woord verder verkondig, net rustig raak. En ek weet nie vir julle voel dalk siek. Jy het 'n pyn op plekke waar jy nie wil pyn hê nie. Dis nie lekker nie. Net 'n bietjie stil sit en ontspan en sê, ek glo dat ek gebou is op 'n rots, Jesus. Ag Here, gee tog voorspoed. Ag Here, gee tog genesing. Net nou waar jy sit. Kom aan. Begin aanvaar, ervaar Here, u voorspoed. Here, u seën. Here, u genesing. U kalmte, u vrede in my hart. Asseblief, net daar waar jy is. Ek net jy moet bewus raak. Jy kan nie onbewustelik gebou wees op die rots, jy is bewus daarvan. Jy kom uit hom uit. En daar waar jy nou sit, bewus raak van sy teenwoordigheid in jou wat genesing bring. Wat pyn jou wegvat. Wat herstel skep. Ek hoor goed soos
is iemand wat weg is, 'n kind wat iewers dwaal. 'n Familielid wat weg is, wat iewers dwaal. As ek sê weg is, wat die familie gegroet het. En mense is bekommerd oor daardie persoon. In die naam van Jesus Christus. Hy wat voorspoed gee. Dank ek het u gegryp daardie persoon weg is en bring hulle huis toe. Ek dank u gehaal die wat verdwaal het en u bring hulle huis toe. Ek dank u dat u voorspoed gee in hulle harte, dat hulle terugkeer huis toe. Ek dank u vir die wonderwerk wat u doen. Ek dank u vir die wonderwerk wat u doen. Ek eer u daarvoor. Kerk, ons is gebou op die rots. Kom ons lees net so 'n paar tekste oor dit verder, dan gaan ons nagmaal bedien. Hy gaan verder hier in Jesaja, haal iets aan wat 'n paar keer weer aangehaal is. Maar hy sê Jesaja 28:16. Nou, as jy voor 16 lees en na 16 lees, dan sien jy die mense is in 'n toestand, in 'n slegte toestand. Hulle sê self hierdie ding, want ons het die leuen ons skuilplek gemaak. En ons is in bedrog weggesteek. Hulle sulke lelike goed wil sê. Nou sê, daarom so sê die Here. Kyk, ek lê in Sion 'n grondsteen, 'n beproefde steen, 'n kosbare hoeksteen, wat vasgegrondves is. Hy wat glo, sal nie haastig wees nie. So, hy kom in, as jy nou verder lees vers 17, dan sal jy weer sien, is daar probleme vir die volk, maar in vers 16 sê, in Sion, en Sion wys na die kerk. En hy kom in vers 16 asseblief, en hou net vir my daar, in vers 16, sê die Here, ek lê in Sion, dis die kerk, 'n grondsteen, 'n beproefde steen, daar's mooi woord, daar's mooi gedagtes oor dit als, wat ek nie nou kan stilstaan nie, maar ek lê moet weet, hy is beproef, en hy is regverdig verklaar, hy het opgestaan uit die dood uit, hy sit aan die regterkant van die Vader, en hy heers as koning, hy sê, hy is 'n kosbare hoeksteen, wat vasgegrondves is, dan sê vir jou, hy wat glo, sal nie haastig wees nie. Nou eintlik as hy daai woord sê, sal nie haastig wees nie, het eintlik die idee, sal nie haastig wegvlug nie. Dis wat vir jou sê. Sê haastig wees, hy sê, hy het glo in hierdie beproefde grondsteen, hierdie kosbare hoeksteen, sal nie haastig wegvlug nie. So wat jou situasie ook al vandag is, wil ek hê jy moet weet, jy hoef nie te vlug nie. Jy hoef nie te hardloop nie. Jou vertroue is hom, hy sê, jy sal nie wegvlug nie. Jy sal nie weghardloop van die omstandighede af nie, want hier is waar jou oorwinning is. Wie is nog by my? Hy het 'n paar ander goed wat hy sê hieroor wat pragtig is. En al hierdie goed is gewoonlik boodskappe wat lank is, maar ek gaan nie by dit al stil staan nie. 1 Petrus 2 vers 6. Daarom staan dit ook in skrif, kyk ek lê in Sion 'n uitverkore en 'n kosbare hoeksteen, en die een wat in hom glo, sal nooit beskaam word nie. Kom ons lees net die volgende een ook, dit is in Romeine 9. Hy sê so, soos geskrywe is, kyk ek lê in Sion 'n steen van aanstoot, 'n rots van struikeling, en elkeen wat in hom glo, sal nie beskaam word nie. So hy sê, ek lê die rots. Dis Jesus Christus homself. Hy's in die kerk. En hy sê, hierdie persoon wat in die kerk is, hy's 'n rots van struikeling. En 'n steen van aanstoot vir hulle wat nie in hom glo nie. Maar vir ons wat glo, sê nou Petrus en Paulus, sal nie beskaamd staan nie. So waar jy ook vanoggend is, as jy saam met glo, ek is gebou op die vaste rots Christus Jesus. Ek is gebou op die hoeksteen. Dan sê belofte vir jou, wat jou situasie ook vandag is. Waar jy dalk sit met 'n brief van die bank wat sê as jy jou huis of jou kar verkoop, wat ook al jou in gedagtes, al het hulle vir jou 'n slegte nuus gebring, en jy voorsê, omdat jy in hom glo en hom vas staan, sal jy nie beskaamd wees nie. Jy sal nie hoef weg te loop met 'n rooi gesig.
Ek weet ek nie jou storie kan vertel nie, van nog voor ek jou geken het nie. Is net iets wat soms opkom, daai sal nie beskaamd wees nie. Onvertrou. Rita was jare terug met iemand anders te getrou en altyd besigheid gehad, syne en hare en aangegaan. En in sy besigheid het hulle hom vreeslik ingedoen en belieg en hy het geld verloor, baie duisende rande verloor. En hulle huis kom in die mark of wat moes van Disie, hy moet van Disie alles in Vendisie gesit. Dit gaan nou verkoop word. En hulle is so bekend in die dorp. Almal weet van hulle. En so by kerkrade en al wat raad is. En almal weet van hulle. En sê 'n magtige salon. Almal ken hulle. Hierdie ding gaan nou verkoop word. Dis 'n groot ding. Hulle huis wat hulle self gebou het, alles. En toe gaan sit sy met al die papiere voor die Here. Op die bed. 'n dag of 2 voor die Vendisie. En sy sê vir Here, dis is dit. Dis nou die einde. Ek het geen ander plek meer te gaan nie. Gelukkig sy het geglo in die rots. Sy het geglo in Christus. Maar hele vertroue was om sê, was dit 2 dae later wanneer hy sou koop word. Dis nou die einde. En terwyl sy het hierdie goed voor Here gebid en dieselfde dag, né? Toe bel ou haar werk toe, by salon. Hy sê, ek hoor jou man doen dit en dat. Sy sê, ja, hy sê, ek is vir daai ou werk. Al wat ek wil sê, in daai een oomblik, kom daar vir hom werk te voorskyn, wat hy nie aan gedink of aan geweet het nie, op so 'n mate, dat hulle nooit hulle huis hoef te verkoop nie. Hulle het geld gekry, onmiddellik om alles te betaal. Hoekom vertel ek jou? Ek vertel net iemand wat daar was, as jy glo in die rots, die voorsiening, moet staat maak, hy kan op 99 jou hele storie verander. Op 99 verander hy al hierdie goed wat teen jou is deur die hof, word weggevat, jy word vrygespreek. Op 99, wat die dokter vir jou sê, jy het nog net 5 dae en 6 minute om te gaan, verander jy op 6 minute heeltemal, dan volkome genesing toe. Ek wil hê julle moet verstaan, as jy op hom vertrou. Hierdie rots wat ons sê, nie kan breek nie. Daar's niks wat hom gestik maak nie. Hy is vas en hy sê van die begin af, ek is julle redding. Ek is julle saligmaking. Ek is julle wysheid. Ek is julle voorspoed. Ek is julle ewige lewe. Ek is julle uitkoms. Ek is julle God. Hy sê vir die begin af, maak op hom staan. Moenie vrees nie. Want as God dan nou vir jou is, wie kan teen jou wees? Miskien het ek nog ja, kom ons los man. Maak ons klaar. Ja, dis die goed ek gister gekry het. God wil groot dinge doen. Moenie sy voorspoed verag nie. Moenie dit gebruik as 'n lelike woord hier. Dis God se woord. Dit kom van God af. Toe hy vir Adam en Eva seën en Ina praat vanoggend daarvoor, toe hy met Adam en Eva praat, toe seën hy hulle. En hy sê, gaan word meer. Gaan hê voorspoed. Gaan lewe. Hy het geseën dat God wil hê jy moet meer word in verskillende opsigte in ons lewens. Hy wil hê ons moet verder gaan in ons lewens. Hy wil dit hê. En vanoggend wil ek net vir die kerk hierdie ding sê. Jy kan jou vertroue sit in hierdie rots. Jy hoef nie haastig weg te vlug uit jou omstandighede uit nie. En jy sal nie beskaamd weggaan nie. Geen skaamte hê nie. Want hy is vir jou vyand sal in skaamte weggaan. Jou vyand sal sy skaamte weghardloop. Maar jy sal bly staan omdat hy jou God is. Is jy nog by my? Kerk van die Here, ons gaan vanoggend hier aan die tafel. Dis nagmaal. En ons hier aan gaan daar 'n ding wat van my praat. Hierdie wat my praat is, hy het 'n nuwe verbond met ons gemaak.
En die nag wat hy verraai is, en hy die brood neem en hy breek, toe sê hy vir, dis nou die rots wat sy lewe vir ons gee, sê, neem eet, dis my liggaam, vir julle gebreek. En die ding wat ek nou infokus, hoe hy die beker vat vir hulle gee, toe sê hy, drink dit, hy sê, dit is my bloed in 'n Nuwe Testament. Is hy nog by my? So daai nag verklaar hy dat sy bloed kondig 'n Nuwe Testament aan. Dr. Andries hou meer van die woord verbond. Kondig hy daardie ding vir ons aan. En in hierdie verbond gaan hy, Jesus Christus, hy wat God was, hy's gees, God word mens, hy word vlees, soos sy broers word, sy Hebreërs, hy kon word soos ons, sodat hy soos een van ons kan gaan en sy lewe gaan aanbied as losprys vir die wêreld, sy lewe gaan aanbied en hy het betaal en vry, en hy sê net as losprys vir ons te doen, hy het ook gekom, daarna nou is hy ons hoëpriester, hy is die een wat vir ons intree, is hy wat vir ons voorsiening maak vir die Vader. Is my so wonderlik, ek lees Johannes, Openbaringe 1, skryf Johannes hierdie ding, toe hy hom sien, jy weet, die persoon met die kleed aan op sy voete hang, 'n goue bors, 'n goue belt, wat noem ons dit? Gordel, goue gordel om sy bors. Weet hoe hy sy gesig, sy gelaat was so die son, wit soos wol, en sy oë soos vuurvlamme, en uit sy mond uit 'n tweesnydende swaard, sy voete gloei soos koper in 'n oond. Hy het in sy regterhand 7 sterre. Hy staan, hy was so groot in die heerlikheid dat Johannes val soos 'n dooie aan sy voete. Toe hom sien. Dis hoe hom Okay, kom ons vat dit as jy so kan vat. Dis hoe hom openbaar aan ons hier op aarde. So 'n paar hoofstukke aan. Hoofstuk 5 toe. Hoor hy 'n stem wat sê, dieselfde stem wat net met hom gepraat het, wat die een is wat die 7 sterre hou. Daai selfde stem sê vir my, hoor hom sê, kom op hierheen, en hy draai om en hy kyk, daar's 'n deur geopen in die hemel, dat wil sê in die geesteswêreld. Hy sê, en woem, hier was ek in die gees. En toe in die gees is, toe is hy op 'n ander plek. Sien 'n troon. En ek kan nie alles beskryf, jy gelees myself Openbaringe 4 en 5, die hele storie daar. Hy sê, die troon, God, daar is al die goed en die heerlikheid wat is, en die engele wat daar is, en die 4 wesens wat daar is, en die ouderlinge wat hom aanbiddelik krone vir hom neergooi. Hy sien al daardie heerlikheid, fantasties. En, maar die een op die troon het 'n boek, met 7 seels gebind. En daar's niemand wat die boek kan oopmaak nie. Die Bybel sê, hy's 'n sterk engel gewees, hy kon hom nie oopmaak nie. Hy sê, niemand was waardig, hy sê, in die hemel, op die aarde, onder die aarde, was waardig gevind om hierdie boek oop te maak. Johannes begin huil. Een ouderling sê vir hom, moenie huil nie. Daar's een wat waardig is om die boek oop te maak. Hy sê, en toe hy kyk, toe sien hy soos 'n lam wat geslag is. Kry jou prentjie in jou kop. Net nou wat hy hier by Johannes, daar die groot massiewe persoon wat hom laat dood neerval. Skielik is in die hemel en hier voor die troon van almagtige God is een soos 'n lam wat geslag is. Net hy het die reg om die seels te breek en oop te maak. Dit vertel my sy heerskappy by ons en hy voor die troon as die lam van God vir jou en my intree. Miskien kan jou so skok, maar jou beste gebede is nie goed genoeg nie. Jou gewone geknars van tande en gesmeek is nie goed genoeg nie. Daar's een voor die troon wat vir jou intree. Hy is die lam van God
wat nou vanoggend hier vir jou intree. Wie's nog hier by my? Ek sal like dat hy vir my bid. Ons gaan deur die land en dit is nie sonde nie, gaan hoor hier ou bid vir genesing, daai ou bid vir dit, dan gaan hy ouens. Maar as ek nou vir iemand nou moet gaan om vir my en my heeltemal lewend, is dit die lam. Want hy staan daar is een wat die volle prys betaal het. En dis die Nuwe Testament. Wat sê in julle sondes en julle ongeregtigheid sal ek nooit weer dink nie. Is u nog by my? Sê saam met my aan my sondes, my ongeregtigheid, sal hy nooit weer dink nie. Dit beteken ek is gered. Ek is vry, ek behoort aan die Here. En ek kan op 'n staat maak hierdie rots wat nooit sal breek nie. Sy woord is. Julle is 'n koninklike priesterdom. God se mense. Gekoop deur die bloed. Petrus sê, goud en silwer kon dit nie doen nie. Goud en silwer, sien goudprys gaan op, goudprys af. En al die goede, maar goud en silwer kan ons nie koop nie. As jy al wat ons kon koop, is die lewe van die Seun van God. Die duurste prys, is vir jou betaal. En nou as ek jy vanoggend die tafel te kom, dan sê, doen dit deur herinnering aan my. Wanneer jy eet, wanneer jy drink, doen dit in herinnering aan my. Dink aan my. Wat dink ek aan hom? Hy is die een wat voor die troon vir my verskyn. Hy is die hoë priester wat vir my intree. Hy is die hemelse advokaat wat vir my intree. En hy tree nie by wie in die tree in die hoogste regter van die eeue, die Vader. Hy staan as 'n advokaat en tree in vir my en ek weet as hy vir my intree, is ek 'n vry mens. Nou vanoggend sien jy tafel saam met my gaan. En jy gaan vat jou broodjie en jy vat jou bekertjie gaan staan daar agter of waar jy ook al wil staan. Wil ek jy moet bewus word dat hierdie persoon op wie kan jy ons vertroue sit, sê vanoggend vir jou, my kind, jy hoef nie van in skaamte weg te vlug nie. My kind, jy hoef nie haastig weg te vlug nie. My kind, ek is jou rots. Ek is jou vaste woonplek. Hier by my, lewe. Hier by my is daar oorvloed. Hier by my is daar uitkoms, was jy wysheid nodig het, vra dit. Ek sal vir jou gee, somme teen jou te hou. Hier by my is daar kennis en oorvloed. Whatever you need, it's me. Come to me. En vanoggend, as jy hierdie ding wat ek en jy vandag doen, die Bybel sê as ons hande op die siekes lê, word hulle gesond. En die Here het ook uitgestuur, gaan lê hulle hande op die siekes, maak hulle gesond. Paulus se kleed op mense kom, het hulle gesond geword. Dit was hulle noem dit 'n plek van aanraking. 'n plek van aanraking, dis daar waar het gebeur. Vanoggend as jy saam met my kom aan die tafel en jy die broodjie en die beker, laat dit 'n plek van aanraking wees. A touch of God. Hier is nie om ons besig te hou nie. Dis nie 'n ritueel nie. As jy ons mense doop, dan doop ons die mense omdat hy so sê. Hy sê ons hierdie eet en drink tot sy gedagtenis. Herinnering aan hom. Dan doen ze dit omdat hy dit sê, want daar is gesag en krag in dit wat hy doen. Vanoggend as jy gaan staan en die Nuwe Testament kos geniet, as jy die Nuwe Testament dinge gebruik, dan weet jy die Nuwe Testament sê vir jou, die ou het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword. Dit gebruik en is dit 'n plek wat jy kom, wat Paulus sê, en ek vergeet alles wat agter is, en ek strek my uit na wat voor is. Want daar wag groot goed voor. So vanoggend jy saam met my kom,
As u dit nog nie ervaar het, mag jy dit net nou ervaar. En ons apostolies is lief om dit te sê. Wat jy sal agterkom, dat is 'n teenwoordigheid vir oggend, wat jy nie altyd voel nie. Is 'n teenwoordigheid wat jy nie altyd in jou huis het of voel nie. Dis 'n teenwoordigheid. Hoekom? Want die kinders van God het saamgekom. Hoekom? Die liggaam. Hoekom? Sy kerk, sy bruid het saamgekom. Hoekom? Hier is krag en heerlikheid. As jy reg daarvoor? Nou wat ons gaan maak, ons begin soos altyd maak. Ons begin agter julle ouens wat agter sit. Kom eers vorentoe, vat vir jou 'n broodjie en 'n glas en stap jy terug en staan teen die muur. Moenie gaan sit nie. Staan ons, kom hierdie ouens agterna. Julle kan staan op julle plekke, julle weet al hoe werk. En as julle het, moenie eet of drink nie. Wag vir my, sal julle. Baie dankie, julle kan maar kom. You know, I like the old songs. I like them because back in the country, my grandfather was my pastor, and many days when they were getting ready to have that old revival. Julle kan hierdie kant toe kom, hier is ook, julle kan soms deurkom, kom help julle hierso asseblief. Kom maar verby en help julle sommer hierso. Die ander kan daai kant toe gaan. Kom maar deur, help maar vir julle hierdie kant. Daar sê, gaan daai. Enige ene. Ek kom die kant toe kom hoor. Julle kom die kant toe kom. Help julle self hoor. Daar Gaan saam met Tannie Rita, gaan naar Tannie Rita toe. Ga naar Tannie Rita toe. Ga Tannie Rita toe. Julle kan maar kom hoor, help julle maar asseblief. Dis dit. 76. Sê jy so? Kom help julleself en staan daar so en wag. Terwyl jy staan, moenie meer langs jou gesels nie, gesels met die koning van die konings. Die rots wat jy kan breek. Daar sê. Is almal gehelp.
terwyl ons staan en gereed maak om te eet en te drink. Dit wat nou doen, iets reëel, het regtig gebeur in Jerusalem so 2000 jaar terug. Dat het regtig gebeur. Terwyl hulle nog die ou verbond, die Pascha. Terwyl hulle daarmee besig is, in die middel daarvan stop die Here en hy doen iets anders wat hy nog nooit voorheen gedoen het nie. En hy vat 'n broodjie en hy breek hom. En hy begin om die tafel uit te deel. Sê eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Dit is my lewe wat ek vir julle gee. Wanneer julle my eet en my drink, het julle lewe, het julle die ewige lewe. Eet my liggaam. Toe hy daarmee klaar is, sê, en hierdie is my beker, is 'n Nuwe Testament. Ek kondig vanaand, sou hy vir hulle sê, 'n Nuwe Testament aan, wat sê, hier is die einde van die Pascha, hier is 'n nuwe lewe. Hier is die einde van Moses en die lam wat geslag is. Ek is die lam van God, wat vir jou geslag is. Daai kom nie almal se sondes wegneem nie. Ek is die enigste een wat die sondes wegneem. Niemand het daar gesond geword soos ek gaan gesond maak nie. Kom na my toe, ek is een wat gesond maak. As jy honger en dors het, kom na my toe. Ek sal vir jou rus en vrede gee. Hy kondig hy nag aan. Dis die smee. En wanneer jy vandag saam met my eet, is vat dit asof jy sy hand ontvang en sê dankie vir u liggaam. Dankie vir u bloed. Dan kun jy nou maar eet en drink. Baie dankie. Ons bevestig die Nuwe Testament. Ons bevestig 'n nuwe lewe. Jy is 76 vandag. Nou, vandag. Oké. Wat vaar? Sy is so bietjie ouer as ek. Dankie Here vir ons suster wat saam met ons is. Ons is so bly sy is saam met ons. Ons eer u vir haar lewe. Ons bid vir oggend die vrede van die Here. Oor haar gees, haar gemoed, haar gedagte wêreld. 'n Kalmte. Ek bid vir gesondheid in die liggaam. Ek bid vir die heerlike reën van die Gees. In Jesus naam. Amen. Terwyl julle so staan, wie van julle wat hier is, voel nie lekker. As ek sê jy voel jy het 'n pyn, jy het 'n skeet of 'n ding, jy wil vir jou bid, ons nou vir jou bid. Hou jou hand daar. Wie nog hand opgesteek? Jy, wie nog? Wie nog? Amen. Kom ons bid gou vir hulle wat hand opsteek. Wat fout. That's it. Ek dank U dat U die Here is wat gesond maak. In die naam van Jesus Christus. Kom alles wat uit lid is in lid in. Elke senuwees wat vasknyp word nou gesond. Herstel. Sodat elke pyn vergaan. In die salwing van die Gees wat binne haar is, deur haar vloei. En in Jesus naam dank ek U vir die wonderwerk in haar liggaam. Ek dank U, Here.
Ek is die Here jou God wat jou gesond maak. Jy hoef nie skaam weg te gaan nie. Jy hoef nie te bloos nie. Want ek is jou rots. Ek is jou sterkte, ek is jou krag en ek is jou psalm en ek het jou tot heil geword. In Jesus naam. Was daar nog hier geweest?